Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Okay. Sluit asseblief die oor. Abba Yahuwah, ons kom na U toe in Yeshua se naam. Ons sê vir U dankie dat ons hier so kan wees. Ons sê vir U dankie dat U ons geseën het met hierdie Sabbat. Vra U om saam met die verrigtinge te wees. Wees saam met iedereen en elkeen wat 'n vraag het, my Vader. En wakker ons geestelik aan, my Vader, sodat ons die vrae sal vra, sodat ons die antwoorde kan kry, my Vader. Ons bid dit alles in Yeshua se naam alleen. Amen. 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 Hierdie is of wie is die Psalm. O ja. You. Ja. Ek dink ek het laas Vrydag gelees. Ja, jy het reg. Ja. Okay, kyk hier. Ja, sit dan. Hoe dan is dit? Hallo. Psalms 92, a psalm or a song for the Sabbath day. It is a good thing to give thanks unto the Lord and to sing praises unto unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning and thy faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp with a solemn sound. For thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. A brutish man knoweth not, neither doth a fool understand this. When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish, it is that they shall be destroyed forever. But thou, Lord, art most high forevermore. For lo, thine enemies, O Lord, for lo, thine enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. But my horn shalt thou exalt like the horn of a unicorn. I shall be anointed with fresh oil. Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me. The righteous shall flourish like the palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing, to show that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Amen. Daar's 'n vraag wat ek wil gevra het en weet julle wat ek hierdie vraag vergeet. Kan iemand onthou toe ek iets verduidelik het, toe sê ek ja, maar ek partykeer verstaan ek dit ook nie. Met wie het ek gepraat daaroor? Miskien sal die Heilige Gees my nou herinner. Ja. En so. En ek wil my vraag vra. Ja. Hoeveel maande het hulle gehad in Bybelse tyd? 12 maande. 12 maande. Ek hoor 9 maande. 12 maande. Hy is 9 maande swanger. Dis verkeerd hoor. Dis verkeerd. Wat is verkeerd? Wat It's 36 weeks or 9 months, you're actually pregnant for 40. It's 10 months. That's when you're overdue. Ja. Nee, But 40 weeks. Okay, I went 36.5 weeks. Because you were overdue. That's only when they induce you. Ja, jy het dit verkeerd gewees. They induce Ja, you net to do hoe it the on. date and the times is never the same. Only God will know. Ja. When Ek you kon vir nie swanger weet, ek was nog nooit swanger. But Good for but you. So En soos Gabriel, hy besluit vir 2 maande te voed en ons te raak. daar was definitief 12 maande. JP, kan ek vir jou later aan die maande se name kry? Want ek het hier so sif is die 2de maand gelees. Ja, as jy kyk in die Ou Testament, was Mesan, aanvanklik was hy Abib geweest. Maar vandag is dit Is die eerste maand Nisan, ja. Dis na die vermenging van taal
Jy weet met die aanpassing van habitat, met die ballingskappe en so meer. Want ek weet uit vir interessantheid, wil ek graag hulle die name hê van Ek sal dit vir jou die gee. maande, asseblief man. Ek sal dit vir jou gee. Asseblief, baie dankie. En maar daar was definitief 12, daar is vandag tussen 12 en 13 maande. Dit is so ingestel deur die Joodse Sanhedrin, nie die Israeliese priesterskap nie, die Joodse Sanhedrin. Maar daar is 'n groot verskil tussen die twee. Die een is Zionist, die ander een is Judean. Alhoewel die Judean ook nog wag vir die Messias. Die leer is oorspronklik ingebring deur die Sanhedrin. Kyk, is die Sanhedrin wat Yeshua gekruisig het. En 3 keer op een dag vals of onwettig die doodvonnis gegee is. So dis waarvan Paulus praat wanneer hy sê as jy nie wil vleis eet van die mark, het maak nie saak of die skaap tussen varke hang nie. Skaap bly skaap, beef bly beef. Maar as dit jou so pas, dan moet jy vleis eet nie. Daai wat omdat dit daar hang in dieselfde vertrek as die ander vleise, dit word verdoen deur die Sanhedrin, deur tradisionele wette wat deur die mens ingestel is. Daar is baie wette wat spesifiek net vir die Israeliete is, wat deur God gegee is. Maar dan gaan die Sanhedrin nou 'n stap verder en sit tradisionele norme daarby. Maar dit is 'n ingewikkelde, jy weet, sodra jy met daai goed begin besig raak, dan verloor jy trek waarmee jy besig is. Ja. En terwyl jy op dit gefokus raak, dan kan daar goed inkom soos veroordeling en selfveroordeling. Dis 'n sonde. Dis nie 'n sonde om te oordeel nie. Dis 'n sonde om te veroordeel. Maar dis wat gebeur met daai wette. Nou hulle weke, hulle het ook 'n ander name. Soos ons nou maandag het hulle 'n ander naam. Ja, jy gaan sukkel om dit uit te spreek. Want hy word van regs na links geskryf. Jy sal sien alle skrif word na Jerusalem toe geskryf. Ja. Alles aan die weste kant word van links na regs geskryf. Alles in die ooste word van regs na links geskryf, na Jerusalem toe. En ons tydlyn is op dieselfde lengtelyn aardsgewys as Jerusalem. Dis interessant. Pretoria, Harare, Kampala op deur eventually deur Jerusalem. Dis hoe jou tyd bepaal word, is op die lengtelyn. Dis op die aarde. Die ooste en die weste kom nooit by mekaar uit. Ja. Dis asof iemand vergeet het dat die wêreld rond is. Amerika en China kan mekaar nou stormloop. Maar hulle doen dit aan die ander kant op. Al vertraag. Maar dis die waarheid. In ander woorde, hulle is so ver as ek in Tokio is, maar hulle loop om. Ja, hulle loop om. Dis die enigste pad wat. En ek meen met 'n leer so China kan hulle doen wat hulle wil in die Panamese kanaal. Hulle hoef nie eens gebruik te maak van die Suidsee roete nie. Maar en ek weet nie of julle dit gesien het nie. Ek dink julle het nie op die kerkgroep gesit nie. Ek dink julle het op die selfgroep gesit. Ja. Steenhuisen van die DA het die Kaap verkoop aan Trump hulle. Hy het miljoene gaan leen en hy het die Kaap opgegee as collateral.
Ja. Die Kaap is nie meer Suid-Afrika. My genade. Almal vra nou nie, wel, laas week, wat wat maak al hierdie vliegtuie? Hulle is besig om hulle terrein te merk, hulle grense. Dis wat hulle doen. Maar wie het hulle verkoop nou weer? Steenhuisen van die DA Hy het dit aan Trump verkoop. aan Amerika. Amerika. Hy biljoene Hy het 36 biljoen gekry dan. wat hy gaan leen het en hy het die Kaap provinsie basies opgegee as Opgegee. Sy provinsie het hy opgegee as verleider. Maar hoe kan hy dit? Hy dis die kan, hele Weskaap behoort nou aan Amerika. want Die Kaap niemand het weet baie dit nie. ports, daar's baie ports, veral die Weskaap. Maar die Weskaap het net Kappe. Nee, die Weskaap het nee, wanneer laas het jy Saldanhabaai is wanneer laas het jy Langebaan gesien? Dis 'n militêre ek hawe. weet ek is militêr groot gemaak daar. Daai ding bestaan nie meer nie. Langebaan is 'n spookdorp. 'n Wat? 'n Spookdorp hy toegemaak. vir jare al. Maar ek het nie geweet nie. Deur Malawi. Dis waar 5 rekkie was. Ja, maar ek het daar groot geword. My pa was baie hoog geneiwel. Wel hy is nou hoog in sy maai in daai plek. Die hele plek. Ons was vanoggend vroeg. Was ons in aan die kant Pretoria gewees by Kleinfontein. Ja, ek is gehoor van dit. Dit is pragtig daar. Vir interessantheid gaan ek vanmiddag en ek gaan kyk die laaste media daar. Dit lyk soos 'n rommelhoop. Daar waar hulle loop. Dan wil hulle weet hoekom wil hulle nie daai hê nie. Jy nou om te vra of jy in Saldanhabaai daai area. Nee, die Kaap provinsie. Sal jy nou 'n visa nodig hê om daar om te gaan? Want dit sal belaglik wees. Dit sal wel waarskynlik wees. Kyk, Trump is groot op grense, hoor. Ek weet. Ja. Ek moet Alaska kry en al daai plekke. Of jy dink dit is belaglik of nie, jy gaan moet 'n U-turn maak. Dis wat dit Of is. ons skiet jou volgehad. Of jy weet er wat, die US. So dis wat iets wat klink dat jy kyk flats gaan. Jy gaan dit nie meer 'n U-turn doen, jy gaan dit sommer die US doen. Wat gaan jy maak met dit? Hy kan niks doen nie, wat hulle is inbreed hierso. Ja, ek ben bon. Ja, maar ek hoor Dit en daar waar Trump se gedeelte is, né? Hulle het blykbaar na some lokasie toe gegaan. Loop hulle verby. Wys hulle die video. Toe sê die ou daar, hoor die gedeelte. Hy wil hy sê vir die ouens moet weg, toe wag die swarte. Die next moment stop daar sulke snaakse lorry daar. Sê ek wat bly, skrik. de Klerk was niks uit de Klerk en Steenhuisen no difference. Raak het erger hierso. Die Klerk was nie eens hier gebore nie. Hy is in Holland gebore. Hy was 'n Kaaskop. Go figure. Okay, yes, ek kan nou nie onthou daai vraag wat ek wou gevra het nie, genade ons. Maar kan ons 'n bietjie uit die politiek uitklim en 'n bietjie meer vra oor die woord julle? Wel, hierdie is basies Kan profeties. ons affekteer sleg as 'n staatsvolk. Hierdie is basies profeties. Die Weskaap gaan skoon wees. Die kuslyn waar die wit tente gaan staan. Dit wil ons net meer aan om te bid. Druk jy na die Here toe. Ons beter gaan doen. Maar ek kan jou die vertel, die wat Amerika toe gegaan het en Rusland toe gegaan het met die uitnodiging en belofte van nuwe begin en goede, gaan nie teruggelaat word. Die plek om te wees is hier. Alhoewel ons dit erg gaan getref word hier, sê die Bybel, die profesie sê, dat ons sal laaste in en eerste uitgaan. So dit is waar die Suidsee route, die handelsroute.
ons laaste ingaan en eerste uitkom. Want wat die Nachtegalle gaan doen is, hulle gaan probeer die Amerikaners sabotage en dit gaan nie, die kite gaan nie vlieg nie. Mense met timeshare in die Kaap gaan 'n bietjie van doosie vra. Weet jy wat hulle gaan doen nie, ek tel weer daarop. Ek sien dit so graag. Hier was alles. Hoop. Ja. Waar jy vrouwens Want die meeste Chinese eien 80% van die land. Die wat? Die Chinese, hulle eien omtrent 80% van hierdie land. Wat ek wil vra is, wat as Trump besluit om op te beweeg in die res van Suid-Afrika te eien teen die Chinese? Is dit moontlik? Wat van die Pakistaners? Wat van die Arabiere? Ja. Wat van die Indiërs? Dis nie net China. Ons boere volk self, die wat die boere norm ken en volg, is omtrent, as ons gelukkig is op hierdie stadium, miskien 1 miljoen. Dis genoeg. Nee, is min. Met God se leiding, wat het gebeur met die Battle of Blood River? Die Jy kan- engele het hulle omsingel. Nee, dis Dis Bybel. Joshua en Caleb ja. het, hulle was 2 gewees, uit 12 uit. Die ander 10 is dood, voor hulle in die land ingegaan het. Hulle is die enigste 2 van 'n geslag wat daar aangegaan het. 1 miljoen is genoeg. As God wil, is 500.000 genoeg. Presies. Want daar gaan boere bloed vloei. Daar gaan boere, hoor my. Want die profesie sê, hulle wat weet en voorbereid is, hulle sal dit nie so erg vind nie, maar die res, jy weet, ons stop vanoggend daar, ek sien vir hulle, want ek toevallig is ek die eerste een daar van ons sektor, hulle sê vir ons, het jy uitnodiging? Ek sê, nee, gee toe my ID in, maar hulle wou nie opgehaad het nie, nou vanmiddag, toe inteendeel, my computer het nou daarop gepost, dit lyk of daar rubbish dump ontplof het daar. Wel as hulle dink 1.500 kan staan teen hy swart mag, dan moet hulle dit maar doen. Dis belaglik. Wat kan jy sê? Dis te min. En daar's boere wat uit die Kaap uitgery het eergisternag. Woensdagnag na ons vergadering. En ek toe vir Leon laat weet het stop en draai om. Nee, ekskuus, nie vir Leon nie, die ander een. Maar in elk geval, toe draai ons om. En nou, as hulle nou sê, kom, wat dan? Ek gaan nie terugreis toe nie. Ek gaan nie terugreis toe nie. Nee, ek kan nie wat nie. Ja, nou is er nog ongeskik ook gewees. Ja, die ene was alright geweest. Die ou by wie hy sy order gekry het, was so 'n bietjie van 'n kletterkop geweest, maar dis dit. Ek dink hy gaan regkom met 110 polismanne, dis die getal wat hy gegee het. Die Kaap-provinsie is baie groot. Daar kan baie Amerikaners hulle passie daar inbring. Waar? Nee, ek praat nou van Swan hier, die ander kant. O, Waar ons volgende was. ja nee, ek weet. Ek het net beter gedink aan dit. What are the 7 churches? The 7 churches. Patmos, It's the 7 churches. Corinthians. Shane,
I did ask you that question, so no, wait, no. Lees van hulle in Openbaring. Yeah, yes, I know, which I have read. What is like? What are those churches? Yes. Well, the churches have changed from time to time, but there's 7 norms of different churches. Okay, so the names have changed, but hoe kan ek sê die riglyne waarvolgens hulle volg. Hier is jou timeline. Ja, dit bly dieselfde. So alle waarheid is parallel, as waar dit inkom. Ja, so hy praat van Philadelphia, maar daar's 'n kerk wat heidaglik staan wat gepaard gaan met daai beginsels van daai kerk. 'n baie klein groepie. Philadelphia is die een waar teen daar niks Fout vind, ja. fout gevind word nie. Maar ons is in die tyd Van Laodicea. van Laodicea. Ja, wat ek nog wil vergeet ek nog te vra, ja, wat in die maane is. Ja, het hulle ook in die maane gehad. Het hulle ook ons 30 dae gehad. Net 30 dae maand. Want hulle ook nie 30 dae. Nou, ons het 30, 31, 31, en dan 28, en dan elke 4de jaar 29. Dit werk nooit uit nie. Want jy kry nie 'n sirkel met meer as 360 grade wees, so simpel wat dit raak. Maar die Sanhedrin het hulle wiskunde so gaan doen dat hulle so elke 2de, 3de jaar is 'n skrifteljaar. Dan skiet hulle 2 dae terug. So, jy weet, as die Weste nie kan tel, soos wat die Jode kan nie, dan wie se probleem is dit nou? Ek sien letterlik, ek beloof jou, ek sien dit daagliks, dat vandag is mense te lui om hulle brein te gebruik. Ja. Daai kapasiteit, dit kan ek nie 'n kapasiteit noem nie. Daai kuns het verdwyn. Waar jy gaan sit voor 'n ding om kyk en dan stadig uit mekaar uit begin haal en dan kry dat hy werk. Kry dit nie meer. Jy sê vir 'n ou, gaan doen dit. Poep sê gaan doen hom, nou sit jy. Wat die ou? Want nou lê die ou daar op die gras met die sigaret en die earphones en maar hy moet nou klaar gedoen wat hy moet, maar hy wil 'n volle dag se pay hê. Ja. Yes. My lees so wonderlik. Ek sien met dat ek al my ribbe mooi pas. Poe. Jy kry dit nie meer nie. People are too lazy to use their brains. That's what I said. Hulle weet nie hoe om dit te doen nie. Ja, maar nou is nou waar met 'n foon. Ons het dit nou die dag gesien met 'n ander ou op. Ons sê vir hom, ons soek die nommer. Wat se nommer? Ek sê Janne daai nommer. Ja, maar hy kan hier. Ek daar blaat is die nommer. O. Ek kan maar voor die. Hy kyk op die boek. Toe kyk hy op die foon, maar daar is die nommer. Ja, dank. Jy sien tegnologie het die mens gebring op 'n plek waar jy afhanklik is van tegnologie. Definitief. En die dag as die grid val, die dag as die grid val, is hy gemak weg. Want die selfoontorings het nie meer batterye nie. Ja. Al hy goed is weggedra met die skemer. Soos die skemerval. Nee, die skim in die skemer. Yes. Al hy goed is weggedra. Dis hoekom jy sal sien as in load shedding, selfs met 'n 2 ure load shedding, hardloop daar die laaste uur hardloop hy torings op 'n generator. Want hulle moet ou tweedehandse karbatterye daar gebruik. En hy moet 'n konstante voer hê, anders werk hy nie meer. Dis Ja, maar JP
in Appington, daar waar ons nou gebly, wat hulle dinges die torens uit die wat noem hulle die sonpanele. En wat hulle daai plate gesteel. Toe gemaak hulle vir hulle koffietafeltjies van dit. En toe hulle so in die huis gekom, dat hulle nou die polisie nou die gesê word, daai ouens gesê nee kyk daar so gaan nie van dit kry. En toe hy daar kom toe sit 'n koffietafel wat hy vir hom gemaak het met die sonpaneel. Hoe vertraag kry jy dat? Ek weet nie, my bedrading is anders. Jy weet oom, daar was nou laas, ek dink nou 2 jaar terug, toe begin loadshedding net. En een munisipaliteit, hulle wys dit. Kom ja, kaart, hakkie, generator, opvatte. Die ou binne, hy sê man, hy plak sy foon. Hy nog die ding staan kontak. Hy kan nie weg is uit. Toe kyk jy nou rond waar sy. Die ou wys hom nog daar toe gelei. Ja, maar hy het dit gesien nie. Maar hy het 'n groot venster. Hoe kom jy dit te sien nie? Jy kan met jy bek op gesit en slaap. Ja. Ek weet nie. Ja, dit sien die ligte is af, alles is af. Toe word hy wat, toe besef hy, miskien is hy sonder krag. Hy het op hy, sny weg. Ja. Dis hoe dit daar. As jy generator afgaan, die ou wat die goed volmaak. As hy sien die lig is af, dan hol hy uit. Maak hom vol start weer, dan gaan hy dis hoe dit werk. Kom ek julle sê wat die groot probleem in hierdie hele komende tyd gaan wees. Ons het hier in die afgelope miskien jaar het ons 3, 4 vergaderings gehad. Die eerste een was omtrent hierdie getal gewees. Die 3 daarna was al hoe minder gewees. Nou wat gaan gebeur is dit. Hulle verstaan nou ons is met Suid-Afrikaners geaffilieer. Die bure en almal. So daar ek het 'n namelys gekry. Nommerlys gekry wat ek op die taktiese groep gesit. Nog nie een van daai persone het kontak gemaak nie. Kyk, ek gaan niemand bel. Ek gaan niemand bel. As jy gehelp wil word, skree help. Ja, is waar. Maar nou waar die pap op die vloer val, is almal gaan nou hiernatoe jaag. Ons gaan nêrens nie. Ons gaan fort staan hierso. As jy wil ry. As jy wil ry. Nou kom staan jy voor my hek en kom vra vir 'n map. Maar dit staan jou GPS. Dit gaan nie werk nie, maar try maar vir die beste, ek weet nie. Miskien as jy 'n satellietfoon het wat op jou kaartkrag werk, dan maar ek het geen kaarte vir jou nie. Daai is goed wat ons het nie. Daar's sekere mense wat alle keer wat daai kaarte het en dis dit. Juist om so min moontlik amok te stop. Want nou gaan 'n klomp in een rigting wat niks weet nie. Sê my bietjie man. Al is julle 10 voertuie met kom ons sê 4 gewapende persone in elke voertuig. Jy stop of jy ry verby 5 vol taksies met AK-47's. Waar dink jy hoe ver gaan jy kom? Jy gaan nie ver kom nie. Waar gaan jy hier? Jy moet nou ryding hoef eers te weet hoe om te mik nie. Hy hoef nie ryding rond te swing, hy skiet self. Hy gaan 10 en self raak skiet op. Maar die punt is,
Daar is nie 'n ding soos bulletproof tyres nie. Nou, en ook die bulletproof. Niks. Karen. Jy ook, jy kan maar patch and solution vat, hy gaan nie werk vir 'n skietwond nie. Dit gaan nie werk. Dak en duik kan ook nie. Jy moet kop hou. As jy nie weet wat, as jy nie 'n plan in plek het nie, gaan jy sneeuw. Hoor my. En hierdie is so realiteit, dat julle, veral julle wat jonger kinders om julle het, by julle het, julle moet daai kinders kan kalm hou, want hulle gaan hoor hoe word die bure vermoor. Ja. As jou plek reg is, as jou laar reg is, dan gaan daai engel verbygaan. Dis nie 'n engel nie, dis 'n engel van die dood. So is nie 'n engeltjie. Pastoor, as daar 'n gedeelte van die laar is wat reg is, en Jesus vra, kan daai gedeelte verniet word? Ja. There's 2 or 3. Dit het gebeur in Jericho. Nee, Amelan. That's good enough. Rahab was 'n prostituut geweest. Maar omdat sy die spioene geakkommodeer het, is sy in die bloedlyn van die Messias. Ja. Julle het geweet. Ja. Alles het in mekaar geval. In die aarde ingedruk, behalwe haar huis, waar die rooi lint gehang het. Weet jy ook wat vind ek baie, en ek vind dit by raad af, naby die mense. Mens kan sien dat die tyd baie naby is. En die mense is nog steeds nie oop nie. Want die verdrukking van hongersnood is al klaar daar, dit is 10 keer erger as wat dit was. Ons is 'n pryse is op. Daar's baie mans wat nie eens meer werk nie, hulle staan nie belang om te werk nie. Dit is dinge wat 'n mens gaan moet logies moet rustig aan dink en in watse tyd jy moet kom dat jy sal na Yeshua toe moet kom, want hy's al uitweg vir jou. En ek vind dat ons meer gaan moet bid, saamkom en vir die Here vra om ons te vergewe, dit wat ons voorvaders, die voortrekkers gedoen het, dat ons daai bond kan sluit, en dit is belangrik. Dit is baie mense by raad. Daar so is, selfs ons kinders, ek meen, ons kinders is nie eens geleer op skool, ons het daarom nog geleer van bietjie van die voortrekkers, maar nie baie nie. Nou kom ons kinders wat skool gaan vandag, hulle weet nie eens wat is die voortrekkers, hulle weet nie van wie ons praat nie. Yes, en hulle word gedwing om Islam en daai gelowe te gaan leer in die skool, maar daar word nie gepraat van Christendom nie. Ons weet ons is God se kinders, maar daar word nie, ons godsdienst word nie meer in skole, in baie skole word dit nie meer toegelaat nie. Ons moet Bybelstudie gaan. Verstaan, en dan op die ou ende van die dag, dan gaan leer hulle nou ons kinders van Islam en allerhande afgodsdienare. Ja. Dis van die duiwel. Absoluut. No. I mean, Teresa, we had to have, it was a subject, and it wasn't a subject you could get used. You had Maar to be selfs, Bible. dis nie eens net by raad aan die dek, dis sommer hier om ons. As 'n mens hoor, wat se vra, dis nou, ek mik op niemand nie, regtig nie, ek is self 'n mens. Maar as 'n mens stil raak, en jy hoor aan wat die mens regtig belangstel om te hoor, as in plaas van om die woord van God meer te lees en dan meer vrae te vra, selfs ek, dit is, ek sal my, ek skroep vanaand, regtig, ek sit so en ek luister en ek besef, Ons gee woord en alles by rate, Theresa, ek en Jolie, maar in dieselfde tyd, ons leer baie, wat mense nie weet nie. En die vrae wat hulle vra, Rentie, is sure, the stupid vrae. Jy sien hierdie tyd. It's ignorant But question. no, it's willingly ignorant. That's what it's called in your Bible. Willingly, they are willingly ignorant. Hulle is Hou jouself stupid. Hulle volunteer vir idiots. Yeah, it's Dit is what it is. and I mean, there are some people, I'll say, Lucas, for example, Teresa, like at the beginning of the year, he was still heavy. And all of a sudden he's turned and he's
gone off drugs completely and he's still on the street. He's still on the street. So it can be done, and he has walked closer towards God, and he knows quite a bit as well. And it's just, if you really want to, you can. And he's still on the street. Who's that? It's one of the guys that we feed at Rota. Oh ja. And he was, Lucas. Ja, ek weet, ken Lucas maak so, hy is on and off, on On and and off, off. on and off. Ja. Dan net so bly. He has people to encourage you. Johan, daai swartetjie wat daar so by die deurgelê het, wat is sy naam? Nee, nou weet ek nie sit maar ek weet dit is Hy kom net ook nog steeds Ja, hy is dood. Hy is dood, ja. Hy gaan vandag kom begrawe. Môre is dit gemaak dan. Is dit môre wat hulle begrawe? Ja. Wat jy doen? Tegen Audi. Ja, wys jy net hoe vinnig is die dood, né? Ja. Maar dit is net na die ander kant. No. You can walk out here now. And you can be dead. You can sit there talking to me the next moment your breath is going. Your heart is stopped beating. That's why we have to be right, to know that we are right to die. Ek weet nie uitgegaan. Okay, it doesn't matter what But that's an unfortunate risk on Dit is die enigste wegraping wat 'n mens ervaar, is wanneer jy doodgaan voor die wederkoms. Ek sê ook dis die wegraping. Dis Dis nie die wegrapping nie. As dit was, dan sou die Bybel 'n wegrapping genoem het. Ek sê dis wat ons dit Ja, nee, ek verstaan, maar die woord wegrapping is wat die kerk het waar dit het vandag. Dis hy, ja. Want hulle almal dink as die bruid en hier kom die bruidegom op 'n wit perd en ons almal gaan nou lekker eet. Ja. Die een vir die helse se prys. Ja, nee. Yes, maar. Yes. Ek wil net graag weet, ek het paar jaar terug, nou praat ek regtig baie jare terug. 1991 het ek geslaap en die Heilige Gees het my wakker gemaak, sien u die opginde. So 2-3 maande, elke opginde. En ek het, as 'n mens slaap en jy word wakker en as jy mos nie mekaar nie slaap. Maar die Gees het my so wakker gemaak, hy maak so. En as ek dadelik wakker, sê eer, en ek is helder van verstand. En nie dat ek die mekaar verslaap is van glad nie. Dat ek 'n verskriklike ervaring kry van werklikheid in die lewe. Ek praat van 1991 het ek dit ondervind. En ek sien die dorp Brakpan. Nie ander dorpe nie, net Brakpan. Want ek bly in Brakpan, ek is nie 'n ander dorp nie. Ek ken nie ander dorpe eintlik so goed nie. En ek sien baie mense loop op sypaadjies na winkels toe, maar hulle loop soos in 'n droomwêreld. Ander keer kry ek nou weer die as ek wakker word, wys die Gees my later aan toe nadat dit kom na die derde maand. Kry ek dan nie, ek dink is 'n visioen of is dit 'n profesie, ek is nie seker nie. Daai tyd het ek nie geweet nie. Dat mense soos, ek weet nie hoe noem 'n mens dit nie. Ek weet perde, die oogklappe wat hulle wys as 'n jaag. So ek
Blinkers. Ja, Blinkers. Ja, wat is in Afrikaans? Ek weet nie maar. Oogklap. As ek nou reg. Oogklap. Maar as hulle kyk, net reguit. Hulle draai nie, hulle kyk nie links of reg nie, regs nie. Toe gaan dit weg van my af. Toe later, toe kry ek dit weer vir 2-3 maande aan een, 7 die oggend. Toe word ek nog graag by iemand hoor, is dit 'n visioen, en is omdat ek nou wakker is, hulle wakker, of is dit 'n profesie? Nou, ek staan hier vanaand in 2025, en 1990 en 1991 was dit ver weg. Nou, ek wil nou graag weet, was dit 'n profesie, is dit 'n profesie wat ek gekry het, daai tyd, of was dit net 'n visioen, of wat was dit wat ek gekry het? Dit is my vraag aan die twee pastore, of die enige wat my kan antwoord, sal bly wees. Wat het jy gesien aangaande Brakpan? Ek het mense, doodgewone mense, wat hier leef, sien loop in sy paadjies. Hulle sien nie wat rondom hulle aangaan nie. Loop in 'n trance. Hulle daar sê dankie Janus, dis eintlik dit, loop in 'n trance, daar sê dankie Janus, dis eintlik dit wat ek wil eintlik bedoel. En hoe nader die tyd kom, word al nog, sê jy nog, ja, nog meer as trance. Ja, ek wil nog graag weet, wat was dit wat ek gekry daai tyd? Wel, heel waarskynlik wat vandag aangaan. Jy weet, en Petrus sê dit, hulle sal koop en verkoop, trou en skei en drink en eet en aangaan, want waar is die belofte van die koms van die seun van die mens? En hier is waar daai teorie van die wegrapping heeltemal uit die bus uitval. Almal kom op 'n stadium in 'n kerk waar die pastore 'n uitnodiging maak en sê bid agter my aan hierdie gebedjie. En dan is, as jy nou sê amen, baie welkom in die familie van Christus. Wat? Waar kom jy daar? Kom ons sê, nou is jy familie van Christus. Jakobus, wat die halfbroer van Yeshua was, skryf en hy sê, geloof sonder werke is dood. Dus inteendeel, hy beskryf het so, hy sê dat, dit is soos 'n liggaam sonder 'n gees. Hy is dood, soos 'n klip. Wat kwalifiseer my dan om te sê, yes, dinge gaan so sleg, maar moenie worry nie, voor die papaja die weier slaan, is ons weg. Weg waartoe? Nie, ons gaan hemel toe, brugtig. Ons hier het nie meer lugmag nie, so ek weet nie waar gaan jy heen. Ons het tot 3 weke terug toe nog 1 helikopter gehad wat gewerk het en blykbaar het die se deure afgewet het. So hy is no longer airborne. Dit raak net meer belaglik. Daar is, luister, die Bybel sê, dit is vir die mens om 1 keer te sterf. En dan die oordeel. En dan die oordeel. Daar is die wat by die wederkoms sal lewe. Maar met 'n wegrapping gaan jy my nie in die Bybel wys waar is dit nie. Nommer 1, vir die wegrapping om plaas te vind, moet die Heilige Gees onttrek, en dan vat hy nou almal wat hy nou like, wat nou nie te bad is nie, saam met hom. Nee?
Het jy al 'n bietjie gelees van die wegraping? Was die ding soos wegrap? Hè? Kan ek dit gou iets sê? Ja. Ons praat nie van die wegraping wat Nee, ek verstaan, ek verduidelik 'n ding hierso. En oor die dood. Ek glo die dood is die wegraping. Jy word wegraap deur die dood van die aarde af. Nie soos hier mense, jy ry nou in die vliegtuig en mense. Nee, ek verstaan dit, maar dis hoe mense vandag praat nie. Mense, luister, mense hulle baseer hulle lewenswyse op hierdie lering. Dat as hy trompet nou blaas, die trompet gaan nie nou blaas, hy gaan nie môre blaas nie, hy gaan nie volgende week blaas nie. In Matteus 24 sê hy, laat hy wat wys is, dit uitwerk. Hy sê dit in Daniël ook. Hy sê dit in Daniël ook. Wanneer Daniël hom vra, maar wat nou hier aan sê, dit niks meer uit te wy nie, seël hierdie boek tot die einde toe. En hy sê vir niemand, iemand gaan wegvlieg nie. Ek het nooit op die woord wegraping afgekom in die Bybel nie. So ek verstaan nie waar daai woord vandaan Daar word 2 keer melding van hom gemaak. Waar? En al 2 kere is dit in gevangenskap. Ja. Dat is weggerap. In ballingskap. Ballingskap is wegrap. So dis nie 'n ding waarvan ek wil deel wees. Nou, kom ons entertain hierdie vir 'n oomblik. Wat kwalifiseer jou om te sê jy gaan saam? Wat laat jou dink jy is so goed? As jy so, wat toe hy hier was, toe sê hy vir 'n wetsgeleerde, hoekom noem jy my goed? Net Jahoua is goed. Nou as hy dit sê, wat kwalifiseer my en jou om te sê moenie worry nie? Ons siekte is geboek op jou. Wat kwalifiseer jou? Nou is daar 'n ander probleem. In hierdie verdrukking, in hierdie laaste 3,5 jaar van die bestaan van die aarde, daar in hier kan jy ook gaan check dit op. As jy nie lei is nie, gaan check dit op. Daar word nêrens gepraat van 'n 7 jaar verdrukking nie. Elke dag moet ek vir God, ek kan nie sê hoeveel keer vergifnis vra. Net van my gedagtes dat ek nie veel van baie is. Ek verstaan dit, ons almal is skuldig daaraan. Kom ons nie van die topik afdwaal nie. Wie glo in 'n 7 jaar verdrukking? Daar staan nêrens in die Bybel daai. Nou kom mense en hulle sê ja, maar die eerste 3,5 jaar is nie so bad nie. Wel, het jy gesien wat met die Christene gebeur het van Handelinge af tot die einde toe? Jy gesien wat met hulle gebeur het? Wat gee my die idee dat ek kwalifiseer om nie my kop afgekap te kry nie, of nie aan die brand gesteek te word hier nie? Dat ek so smart is, ek vlieg hier weg. En dan is dit nou die laaste 3,5 jaar van hierdie vreeslike 7 jaar. Die 7 jaar is 'n vredesverdrag wat gebreek word. Dis wat nou in Israel aangaan. Daar's klaar 'n hoëpriester gekies. Hierdie hoëpriester gaan toelaat dat daar 'n man op hulle gaan of 'n ark herbou, ek weet nie. Ek is nie seker wat daar aangaan nie, maar alles is reg. Al die tempelmeubels is reg. En hy gaan opstaan, sê die Bybel, en hy gaan alles verag wat goddelik en godheid is. Nie net Christene nie, alles. Ware gelowe, valse gelowe, godsdienste, alles. As jy hom nie aanbid nie, dan is dit nou die anti-Christ. Dis hy. Hoe ver is die making? Jy's nou hier, en jy's nou hier. Kyk, kan ek net gou daai hele wegraping ding gou uit die water uitslaan net met 'n paar versies. Hierso Matteus 24. Spaar se gunstelike hoofstuk. Hoofstuk in die Bybel.
En dan sal baie tot kyk sien ook of julle nou hierdie in ons vandag se lewe sien. En dan pastoor Marie wil ek pastoor ook 'n antwoord gee op daai Ek het ook 'n wat pastoor antwoord gevra het. Parallel. Ja. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat, né? Okay. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Okay. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So nou, waar is die wegraping nou? Is nie daar nie, is dit? En hier is die laaste vraag, hier is die laaste stukkie. Voor die laaste stukkie lees gou daai vers 2 daar. En Yeshua sê vir hulle, sorry, vers 1. Okay. En Yeshua het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Yeshua sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, hoor wat vra hulle. Hierdie is 'n privaat gesprek tussen hom en sy disippels. Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die tekens van u koms en van die volëinding van die wêreld? Van die einde van die wêreld. Volëinde. Ja. Okay, dan kan jy aangaan waar jy was. Okay. Ek wil net vers 13 weer lees. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. So waar is die wegraping? Daar's nie 'n wegraping nie. Pastoor Marie, as ek kyk na wat heidaglik in Brakpan gebeur. Okay, so die hele Brakpan is vol dwelms. As ek kyk na die strate is vol kinders, vol mense wat op straat bly en op straat lewe. En uit my eie ondervinding en dit wat ek ook nog steeds sien wat gebeur in Brakpan, is elkeen net al die pad op pad daartoe net na hulle volgende fix toe, om hulle volgende drugs te gebruik. En hulle sien nie regtig en hulle worry nie regtig van dit wat met hulle gebeur en wat rondom hulle gebeur nie. Al waaroor hulle worry is om hulle om die volgende hoe kan ek sê, die volgende vuur tot die tempel te brand. Hulle rook hierdie drugs en hulle besoedel die tempel van God. En al wat hulle sien net hulle volgende fix. Hulle sien nie wat rondom hulle aangaan nie. Die hele gees word verblind. Julle kan daai vrou vra. Ek het gelewe from fix to fix. Jammer, ek is nie heeltemal seker. Wat is daar iets wat julle van praat? Ja. Dwelms, ja. Sy is boos, maar most of them hulle is dwelms. Maar jy kan dit ook sê van enige gewone mens ook. Hulle worry net oor hulle eie dinge. Dit is net Dis al wat jy voor oë het. Niks. Dis die doel van jou lewe. Die doel van jou asemhaal. Jy gee nie meer om vir die wat reg rondom jou is nie. Vorentoe net ek. Vorentoe ek. Jy wat daar sal lê, jy moet maar daar lê. Dit is waaroor dit gaan. Daai wat hy van gepraat het, dat die mense sal verkoel, dit is ook deel daarvan, my sis. Nou. En ek moet sê, ek het ook by dieselfde ding afgekom. Waar ek so aan die sypaadjie loop en ek sien dat die ander mense waar jy kan letterlik sien hoe hulle is nog steeds ek weet nie wat die Afrikaanse naam where you can literally see that how they're still captive in sin. We can literally see it literally looks like they're in a trance. Drowning in it. Yes. Drowning in it. Ja, hulle gee om nie. Dit gaan net oor hulle self en hulle eie dinge, dis al. Ek wil iets sê, hierdie ouetjie is nou hierso. En hy is besig om baie mooi te voel, net by dit wat hy nou gesê het, en ek wil dit vir pastoor sê.
Dit so 5 weke terug, about 5 weeks ago. I don't know if you can remember it. En ewe skielik kom iets oor my en ek kyk na hom. Ek sê for matter of fact, I don't know if you can remember it. You are still gonna leave me. Remember that? You're gonna leave me. Toe raak hy so upset 3 keer. Het hy vir my gesê, Mommy, I'll never leave you. Remember that? I think it's when I was still in hospital. No, you were out of hospital. No, you were home already. I told you, you're gonna leave me. God het dit vir my gewys. Maar ek het daarvan vergeet. Weet jy wat gebeur nou presies amper 2 weke terug? Ek het die besluit geneem dat hy hier so na toe moet kom. Vir sy eie goed, for his own good. Maar dis nie die ding wat ek wil sê. Ek het gister het ek 'n big down te gehad, want ek mis my kind. Ek is te lief vir my kind. En God is 'n jaloerse God. Ek het lank met hierdie man gepraat, hy het baie insig hoor. Wat sê jy vir my toe oor Petrus? Ja, Petrus was een van Jezus' liefling disciples. Ja, we spoke about last night, yesterday afternoon. Ja, just say to you. Alright. Quickly. Hy het vir hom gesê, toe hy nou verhoor is, jy gaan my 3 keer, jy gaan my 3 keer verloon, voordat die hand kry. En dit is precies wat Shannon nou op neerkom ook. Ja, hy het my 3 keer verloon deur te sê, hy gaan nie wel. Wat ek vir hom probeer sê is, jy kan nie sê wat God met jou gaan aanvang nie. Jy gaan nie, ek was letterlik gedruk om dit vir hom te sê. Ek weet nie eens waar dit vandaan gekom het nie. Dit was God wat my gedruk het om dit vir hom te sê. Die parallel van die hele saak daar, lê daar. Dat toe die Han, na die derde keer, wat hy hom verloon het kry, toe het hy sy weggegaan en die Bybel sê, bitterlik gaan ween. Maar toe Yeshua strand toe gaan, toe hulle uit verskyt, besig om vis te vang. En Johannes kyk, en die Bybel sê spesifiek, omtrent 200 meter van die strand. Kyk hy en hy sê, daar is Yeshua. En Petrus het 'n lap, 'n doek geneem en om hom gedraai, so hy was kalbaas op hy kon nie nugter gewees het. Nugter mense doen nie seker goed. Maar hy strand toe geswem, waar Yeshua besig was om vir hulle vis en brood te maak. Op die kole daar. En 3 keer vra hy vir Petrus, het jy my lief? Die eerste 2 keer antwoord hy baie windgat, ja, nee ek is. Maar die derde keer, toe klap het, die Bybel sê, toe word hy hartseer. En hy sê, Here, u weet alles. U weet alles. En tog. En toe antwoord Yeshua hom, laat my lammers wy. Dis hy. Nie met een van die vorige 2 kere het hy dieselfde geantwoord nie. Hy laat die skape wy, laat die lammers eet, en dan laat die lammers wy. God, voordat ons hier aangekom het vir my lank oor die tyd, soos my gewys het, ek moet hom reg groot maak en dat hy vir my verwag sê. En stem in my kop nie, het my gewys. Was ek ook gewys, dat wanneer die tyd reg is, gaan ek moet oorhandig aan 'n pastorie. Remember I told you, 'n pastorie. Then, toe. En die pastorie was toe julle. En die tyd het gekom toe, 5 weke terug het hy dit vir my gewys. 5 weke terug het ek dit gesê vir hom. Want toe die tyd gekom het 2 weke terug, het ek vergeet daarvan. Wanneer het ek dit onthou, ek so ontstaan as gister? Die dag voor gister. Gister het jy eers regtig met my daaroor. Ja. So hy was altyd voorstel om hier te wees, maar dit is baie moeilik, want ek is so lief vir hom.
En God het gesê, nou maar geniet mooi genoeg van my oor groter liefde vir hom gehad. It's true, isn't it? Maar dis 'n jaloerse God. En ook hy is veronderstel om nie te wees. Ja, Gabriel, don't feel bad, eh? No. You're exactly where God wants you to be. He was showing me. He's always used me to make sure that you get to this point where you are now. After all, he called me Samuel's mom. Wat ek dit terug. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het genoeg. Ek moes gaan lees. Waarom nou? Ek kan dit nie eens onthou nie. Nee, dit het 30 ek het As ek vir iemand 'n woord gee, kan ek Pastoor by Samuel ek se het maak. so gesê dan alles Jesus Ja, sê. dit was toe pastoor in mekaar ingestort het, omdat pastoor daai keer. Dis daai keer. Pastoor ons uitgaan 'n paar keer en pastoor daar saam gehang. Toe moes pastoor daar sit. Pastoor ons almal gekry en pastoor het ons gesalf en oor ons gespreek. Pastoor het vir haar gesê haar kruk sal altyd vol wees. Ek onthou daai dag, dit was absoluut ongelooflik. Kan dit nie onthou nie. Haai. Regtig. Remember that day? Ja. It was absolutely from above. Ja, ek het dit ook gehoor daai. In die tyd met die hartaanval. Dink ek gesê, Yes. Jy het daar nog gesê, ek het gespreek en geseën en gesalf een na die ander, ons het so ry gestaan. Okay. Ja, jy het op die stoel gesit, hier op daai stoel daarso gesit. Jy het wel weer baie siek geweest, maar jy was en jy het ingegaan en toe weer uitgekom en toe jy weer daar gesit en sê jy vir sy is Samuel se ma. Ja. Ek moes daai ding gaan lees, want ek het nie gevoel dit was versoek. Ek weet nie so leer, miskien is dit nie so goed leer. Ja. I'm just wondering, just curious, is it actually a normal thing that when you pray about something or someone prays over you or prophesies something over you, is it normal to actually not remember it? Yes. Yes. It's not for me, it's for you. That's what I forgot. But God showed me what was going to happen when I said that to you. I totally forgot when I said it to you. Was it like it wasn't even me saying it? It's quite simple. I only remembered it so that 2 days ago. When something happens later on that I don't agree with, I can't come and say, well, I told you. Yeah, I totally forgot about it. Oh, there's something I found out in Job. And I don't know, it just sort of caught my attention. I don't know why, it just seems interesting. I'll just read it from there so it makes more sense. It's just this one verse, but I'll read from here. It's in, from Job 17 to 19. Behold, happy is the man whom God correcteth. Therefore despise not thou the chastening of the Almighty, for he maketh sore and bindeth up. He woundeth and his hands make whole. And now this is what happened. He shall deliver thee in 6 troubles. Yea, in 7 there shall no evil touch thee. Dis weer 7's. Dis altyd 7's. About completion. 3 7's. He says is die mens. Die 6 wat ek verstaan is sê, die 6 is die mens. 7 is vir God se perfekte nommers. It's all the uneven numbers. Yes, mooi. Yes. Ek wil net graag weet soos u vir my gesê het dat ons so die kind wat so dit doen. En die mense wat by raak werk, wat meer hongersnood ervaar in die werkloos en daar goed is. Die mense soos u gepreek het laas Sondag, wat moet hierdie herdes doen om die mense uit te lig uit Brakpan uit? Ek praat van Brakpan. Ek praat nie van die hele wêreld nie, ek praat van Brakpan. Soos ek nou die gekry het jare terug, wat moet ons doen om hierdie Brakpan op te lig?
Die hartseer ding is, al wat ons kan doen, is ons kan getuig, ons kan bid, ja, maar elke ou se lewe is in sy eie hand op die ou ene van die dag, want elkeen van ons is geseën met ons eie wil. So ons kan getuig aan hierdie mense, ons kan die woord bring aan hierdie mense. Hulle moet God dien. En daar staan geskrywe dat elkeen sal vergoed word volgens jou hand se werke. So, dis die hartseer ding waarmee ons sit. Ons wil so graag so baie doen vir daai mense, maar jy kan ook net soveel doen. 'n Mens kan 'n helpende hand uitsteek vir 'n ou wat honger is. En jy kan daai opportunity kan jy vat om vir hom 'n woord te gee wat dalk hom tot 'n besluit sal kan maak om weg te draai van sy verkeerde weë en God te dien. En God sal hom seën volgens sy hand se werke. En dit sal hom uitlig uit sy situasie uit. Ek dink, aangesien die Bybel sê dat in die laaste dae sal die liefde van baie verkoel. Maak 'n skaap aan 'n skaapbakker. Ek dink dit het tyd geword vir die leeu's om op te staan. Ja. Ek dink dit het tyd geword vir die leeu's om op te staan. En die skape wakker te maak. Want, snaaks genoeg, die Bybel sê, in daai dae sal die leeu en die lam saam lê. Ja, dat is waar. Ja. Imagine that, Ja, ek dink nie, ou moet meer rondloop met 'n teelepeltjie vol stroop. Ek is in elk geval nie daai ou nie. As jy wil soek 'n coated egg gaan koop 'n donut. Ja. That's it. As jy nie die waarheid wil hoor nie, bly vir my af weg. Ja, amen. En selfs in die wat ek het my geesbossteendienste. Soms, maar dit is so. En selfs in die gemeente is daar mense wat ook oogklappe nog steeds het. Weet jy, Marie, jy bevestig 'n ding wat ek omtrent 'n jaar terug gepreek het. Jy kan daai twee vrouens vra, jy kan die twee vra, dink julle was ook hier. Ek het gesê, ek jammer om julle in te lig, maar daar's mense wat hier sit vandag, wat die hemel nooit sal sien nie. Of nie die hemel nie, die nuwe Jerusalem, sal julle nooit sien. En ons is nie 'n groot gemeente nie. En weet jy wat, dit sluit niemand uit nie, dit kan ek wees, wat oor myself profeteer. You've said it more than once. I've heard you say it twice. Ek het julle al hoeveel keer gevra. Kyk die een langs jou, vertrou jy hom of haar? Ja. Ja. Pastor, wie was die disipel wat tussen 'n klomp fariseërs gebly het? Die wat? Wie was die disipel wat tussen 'n klomp fariseërs gebly het? Matthew, né? Hy het tussen 'n klomp fariseërs gebly en hulle was nie goeie mense nie. Hy was ook 'n goeie ou, né? Hy was 'n tax collector. Ja, Maar hy was nie een van die 12 gewees nie. Die Here sê, jy moet betaal wat jy moet betaal. En iemand moet dit gaan kry in elk geval, so ek meen. Hy kon nie so bad ou. Die fariseërs het hulle self gehelp, hoor. Die tollenaars het hulle self gehelp. So dan sê pastoor dat Matthew nooit 'n disipel moes gewees het. Nee, ek sê nie dit nie. Hy dalk eerlik, hy moes eerlik gewerk het daarna. Want as ek kyk na sy opname van die evangelie, is dit baie dieper in detail, selfs as die geliefde disipel. Okay, nou het Matthew nog steeds tussen fariseërs gebly, selfs na dit. Ek weet nie, ek het hom nie geken nie. Ek sal nie nog vra. Miskien is dit gedokument hy het na Lala wegtrek of wat jy verstaan. Kyk, ek weet nie. Miskien het hy 'n pawn shop of iets opgemaak. Hy was 'n besigheidsman. Ja. Nie 'n pornografiese. Reg, 'n tweedehandse winkel. Ek het PIW. Dat is baie van 'n land van.
Maar hy was 'n besigheidsman. En Lukas was ook nie een wat saam met hom geloop het nie. Hy was 'n dokter geweest. Tog, as jy gaan kyk na Lukas se evangelie, sien jy sulke bullets, snapshots. Skielik het dit gebeur. Skielik en toe is dit skielik dit. Toe is dit skielik dat. Ek persoonlik is mal oor die book of Matthew, because this is my favorite book. Well, my favorite hoofstuk is in Matthew 24. Waar het hy nou gelees? Ja, dit is mal oor Matthew. Nou nie eens dis beskryf hom so nie, want as jy gaan 21 gaan lees. Ja, Lukas was 'n dokter geweest. Nee, sy is nie so baie beskryf soos Matthew se nie. Ja, maar Matthew is 'n awesome book. Baie awesome. Ja, nog iets anders? Pastoor, ja, ek het 'n vraag wat ek wil vra. Yes. Alright, ons het nou ek kan so raak aan die wederkoms van Yeshua. Ja. Alright. Nou leef jy as 'n mens 100% volgens die wil van God. Jy kom tot sterwe. En wanneer Yeshua kom, gaan almal opstaan. Ja. Staan jy op in 'n verheerlikte liggaam of nie? Jy staan op in 'n verheerlikte liggaam of jy en luister mooi wat ek nou vir julle sê. Ja. Of jy goed of sleg was, jy staan op in 'n verheerlikte liggaam. Ja. Die rede hoekom self die sondaar in daai liggaam opstaan, is omdat daai liggaam is super sensitief. Jy sal nie as jy nou in 'n pot val met gesmelte staal, sal jy nie die pyn ervaar soos wat jy dan sal nie. Die rede daarvoor is jy gaan nie sterf nie en dit gaan aanhoudend wees. Aanhoudend. Oor en oor en oor tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Ewigheid is presies wat dit is. Dit het nie begin nie, dit het nie einde nie. Onthou, God is buite tyd. Hy het tyd geskaap, tyd is in sy hand. So simpel is dit. Ons is 'n skape met daai soos gesê daai opgegankode liggaam. Die sonde wat ons tot ons het verloor het. En dit is hoekom ons weer gaan nie. Almal het die ander dag gesê, Adam and Eve in the Garden of Eden weren't flesh. Am I right? Says you. Hulle was vleis, ja. No, but not quite. They were. That was glorified body. It's That's what I physical. mean. Yes. It's a physical, it's a tangible Yes, body. but not the way we look right now, surely. No, they weren't aging. We don't know how long they were in the garden before they sinned. One We day know- forgot is 1,000 fires. Huh? One day forgot perhaps 1,000 We don't know how long that was. Yeah, 1,000 fires. Yes, Marie. Ja. Daar is die tyd. Jammer ek so baie vra man. Dit is as ek nie weet jy moet ek vra. Yes. Ek wil graag weet. Ek het baie keer het ek dit al gehoor. Ek is nie heeltemal seker van dit nie. Dis hoe ek vra. Is jy van nou weet ek nie, is dit hoe om dit te vra nie. Ek is nie heeltemal seker. Soos as jy gelowige is of nie. Ek weet nie. Vra ek probeer maar uitvind. Orion, wat is dit? Wat? Orion? Orion. Blou skynsel. Aura. Aura. Wat is dit? Een aura. Ek weet nie, maar wat is dit? Is een aura. Wat Verduidelik dan, wat is een Ja, aura? verduidelik vir my. Is dit ietsie Bybels? Ek weet wat het is. Of wat nie dan? As dit Bybels is, het ek het of misgelees of... Ja, ek weet nie, ek vra. Dis 'n klein seeltjie so. Wag 'n bietjie. Praat jy van 'n lig? Ja, soos Ek weet dat Moses het lig gery uit toe hy van die berg afkom. Soveel so dat die Israeliete hom gevrees het. Ja. Want daai heerlikheid van God het uit hom uitgeskyn, dat hy homself heeltemal moes bedek. Dis net hulle sê die Dis al wat ek Nee, dis nie sy aura nie, dis God se heerlikheid. Ja. Nee, maar hierdie mense wat kaarte lees, praat van jou aura. Hierdie is eintlik Shannon, auras and things like that.
and your ching and things, it comes from the Oriental side of things. Yes, I'm saying it's not it's from not- God. Ja. It's not from God. No. It's not from the Bible. Wat ek al ervaar het, saam met my oorlede pa, dan gaan ek na die vlooimark. Dan het jy mos hierdie weird stalletjies. Dan is ons nou daar, die winkel langs aan is triggers en blades en triggers. En ons albei die goed gelyk, handwapens en gewere. Dan gaan check ons bietjie daar binne. En die een vrou het uitgekom op 'n dag. Toe sê sy, wat, kom ons vir 'n rede, ek sê, ons kom kyk net, weet. Ek het per toeval my pa se een mes daar gekoop vir sy verjaarsdag in 2008. Ek dink. Maar dan moet ons moet asseblief gaan, want hulle kry nie gelees nie. Wat lees jy? En ek toe hierdie snaakse balletjies met die deurlig in. Sy sê, we can't read. My pa begin te lag en hy sê, it's because the spirit in me is stronger than the spirit in you. Sy sê, I told him. Toe toch sê net, hy het 'n sterker duiwel in sy kerk. Maar wanneer ons na mense in gewere gaan kyk, dan daai mense niks geld gemaak. Dan het ons niks, hulle het niks geld gemaak. My oorlede pa en ma was dieselfde gewees. As hulle by so 'n plek kom, dan gebeur daar niks, hulle kan niks uitdruk nie. Op jou antwoord te gee, sy baie keer, as ons by die kerk gekom het, dan was het daar bo in Kaaseliestraat, né? Dit was hy kerkie, en sy baie keer, as sy uit die kar uitgeklim het, dan het gelyk soos die wit lig daar so, om haar. Soos, maar dit is God se heerlikheid, daar is nie so ding soos 'n oran. Ja, dit is God se teenwoordigheid. Of dit is 'n duiwel se teenwoordigheid of God se teenwoordigheid, maar ora bestaan. It's not society. It's demonic, it's not, Ja. Daar is so ding soos 'n aura. Because what we need to understand is that everything, whatever happens in the spiritual world happens in the good and it happens in the bad. So yes, it's like somebody said to me the one day, do you believe in ghosts? Have I ever seen a ghost? No. But do I believe that they exist? They exist. Because if I believe that there's a holy spiritual side, there has to be a demonic spiritual side as well. Amen. So the aura belongs on that side. Yes, amen. Ja. Not on my side. Ja, so ek wil ook net bylas met wat Cathy daar gesê het. Wat die okkultiese mense na wys is die aura, maar soos wat ons weet, ons het die Heilige Gees in ons. So soos wat pastoor Marie gesê het, pastoor se gees bots met ander mense se gees wat ewen hier in ons gemeente is. Dis waarna ons verwys is na die gees in ons en nie na ons aura nie, want ons is nie aura nie, maar ons het ons gees binne in ons. Okay. So hulle sal verwys na jy is in my aura of sulke goede. Maar ons is nie, ons doen nie dit. Ons sê soos my gees bots met hierdie ou. So dan is dit God se gees wat 'n ou sê, luister jy, daar's iets nie lekker nie. En dan sê die Bybel dat as dit so is, dan moet jy nie as daai ou se hand skud nie. Jy is eintlik veronderstel om aan die ander kant van die pad te loop as jy daai ou sien nader kom. Dis wat die woord sê. Ek sal daarna nog gaan soek, maar so as die Gees ons waarsku, ons moenie dit altyd net afskud en sê ag nee, dis niks nie. Goeie Bybelse luister na die Gees. Dis waar. Goeie Bybelse voorbeeld is 'n diensmeisie wat gehardloop het en gesê het, hier kom die manne van God. Hier kom hulle. Hier kom hulle. Hier is die gesalfdes van God. En almal het gedog sy profeteer. Paulus het gat vol geraak vir haar en gesê, wyk jou Satan, en toe sy verlos. Toe die duiwel uit, toe sien sy niks meer nie. Toe is dit die gees van waar sê hulle. Ja.
Daar's 'n vraag wat ek ook wil vra is, as 'n mens, sien nou ek het nie 'n werk nie, kan ek 'n werk eis? 'n werk eis. Ja, kan ek 'n werk eis? Kan ek iets eis wat ek wil graag hê? Soos proclaim. Ja, Proclaim it into existence. Nee, met het claim it. Dat is woord. Blab it and grab it. Don't work. Prosperity teaching daar. Dit is hierdie manifestasies en goed wat die Pinkster, vir al die ouer Pinksterkerke. Ja. Dit is vir my satanisties daai. Dit bots met my so heavy dat ek moet uit so 'n plek uitkom. Ek kan nie Pinksterband. Of ek word genooi om saam te bid en dan bid ek teen hulle. Soveel ek kom dit nie agter nie. Maar die ou het na die tyd gekom en weet jy wat? Hy's vandag dood en hy's dood sonder 'n kombi en ek het omtrent ek kry toe 'n kombi. Ek kry toe 'n kombi. Toe word hy mense van daar af hiernatoe gery met daai kombi. Ja. En hy is dood sonder 'n kombi, nee. Gert. Gert van ons weet. Ons wil nie graag name noem nie, hoor. Ja, niemand ken hom nie. Sit op social media. Ja, man. Kyk na die social media. No problem. Dis wat dit is. Jy kan nie jy weet so goed, jy druk jou vinger in God se gesig en sê luister, hierdie moet nou gebeur. En ek weet dit, want my generasie het so groot geword. Ja. Ons het gaan op gebedjies op die spiele plak en goede. Kan ek net iets gaan doen? Yes. Ek onthou toe ek nou my maale het hulle as ek kan onthou, ek kon nie 'n ding sê, dan is dit nie so, ek is seker daarvan, dit was by my ma, kyk my ma het mos tot bekering gekom en leef in Christus, dat hulle 'n operasie uitgevoer het op 'n tafel. Ek het gehoor daarvan. Ek weet nie of dit in lede was nie, maar ek het gehoor daarvan. Man, toe ek seker omtrent 12 jaar oud gewees. My ma het my vertel. By Johan Grylings Tabernakel. Maar dit het nie daar gebeur nie, ons het gehoor daarvan. Dis 'n ou storie daai. Of nie 'n storie, ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar ek weet daarvan. Ek weet daarvan. Is daar nog tabernakel? Ja, jy sit dan nie. O, is dit nou Jy weet wat beteken ons kerk se naam eintlik. Tabernakel is Vader is weer sy gees wandel saam met sy mense. Die tabernakel. 'n Tabernakel is nie 'n plek nie. Jy tabernakel saam met hom. Hierdie is nie 'n kerk nie. Hier is maar net 'n gebou waar ons bymekaar is. Ja. Dis al. Maar die tabernakel is jy is die tempel. Ja, ek kom nie voor die kerk nie. Toe word die weer hervorm. Kan jy my sien? My pa wat gebore en grootgemaak Iersus in Ierland. Okay, hy was teenager obviously. Hy was Catholic, Ire is Katholiek, my ma en kyk dit was Baptist. Glo my. En die een is soos die ander, jy verstaan. Een is Afrikaans, die ander een is Engels. Ja, dat is hektiek. Jy wil sê Een van die jammer is ons moet vir Yeshua vra. Dis ek die dis 'n rappie aan Wat sê jy? Ek sê 'n ding wat ons ook moet doen. As kinders van God is, ons moet hom vra om ons geestelike oë in alle tye op te hou, sodat ons kan waaksaam wees vir die vyand. Want die vyand dink hy Jy kan dit nie bid nie hoor. Jy mag As nie jy in die geesteswêreld insien. Ek weet nie hoekom maak jy so nie, jy moet so maak. Nee, want so baie mense nee. Kom ek jou gou vertel. Dat is God maak baie keer
partykeer maak hy jou attent op goed. Ja. Ek kan nie onthou wie dit was nie. Maar die persoon het verby 'n plek gery. En blykbaar het op die huis in die geestes, niemand anders kon dit sien, het daar 'n monster gesit. Kan jy dit onthou? Ek probeer dink. Ek probeer daai prentjie insit. Dit klink bekend. Ek praat nou van omtrent 25 jaar terug. Ons lang terug, JP. Maar dis nie iemand wat op bekering was nie. Nee, dit was. Dit was. Die persoon het gesien, daar sit het, en die mense wat in die huis gebly het, was hierdie heavy depro, negatiewe... Nee, dit is nie frikkie nie. Nee, dit was nie frikkie nie. Jy het 'n monster gesien in die huis. Nee, wat bo op die huis sit. Hy beset die eiendom. He engages the property. Dis sy plek. Jare terug het ons daar in Elof gebly. Ja, ek dink ek was in die laerskool of net hier in die hoërskool gewees. En ons het 'n grasdakhuis daar gehad. Groot stoor aan die buitekant en so takshop ding aan die voorkant. En ek onthou ek het uit die huis deur geloop en ek het in my gees gevoel dat iets jaag my, né? En ek loop takshop toe en ek het so teruggekyk na die huis se dak toe. En toe sit daar so 'n swart figuur bo op die dak. En so 'n paar jaar daarna het die huis afgebrand. Ek is nou laas jaar is ek Elof toe. Actually so skuins oorkant was daar 'n huis gewees. En daar's nou 'n besigheid daar. En ek het kwotasies gaan maak vir daai huis en daar's op baie erfs is daar niks oor nie. Absoluut niks. Die huis is afgebreek, hulle het al die bakstene gevat. My ma het toe nou na die tyd die plot verkoop waarvan die geld ook alles deur die mat is wat niks goed nie. En ja, daar's niks wat daar oorgebly. Ek het ook al een keer het ek ook goed gesien. Ons het huis skoon gemaak en daar by Frikke my pad van dit is ook net toe ek by hulle gaan bly het nadat ek en my man het mekaar het. Eerste man en ek was het voor dit gewees, ek kan nie onthou nie. En ek het gesien toe ek het swart figure gesien in die kombuis. En daartoe was daar nog nie sielings vir my vir die kamer nie, en ek het daai goed wat lyk as cowboys, hulle sit so op die mure. Het hulle daar op die mure gesit en toe het hulle so 'n ding gehad, so mooi braas ding gehad. En ek het so grys ding binnekant die ding gesien, maar daai hele tyd was my oë oop geweest, maar niks vrees nie. En vir hulle toe sê ek vir hulle daar, en dit het ook net een keer met my gebeur, en toe nooit weer nie. Maar dit was wat ek al gesien het met die geestelike oog, waar hulle sit en hoe hulle sit, weet, en hoe hulle aangeheg is aan een ding. Ja, dit is so praat. Ek onthou toe ons Catherine, we to go clean Fanny en Monica's house. Ja, en sy sê, I see it in the walls, en ek probeer kyk en ek sien net die donker daarso, maar en eendag sit ek so en ek kyk so, maar as hy by Fanny sê, ek kyk so, ek sê, ja, ek sien 'n gesig in die vloer. En van daaraf toe besef ek, dis waar wat Catherine gesê het, jy daar alles in hier en alles. En daarna sien ek baie kere, I see it. Did I really say that? You did. You did say you saw something in the wall. I remember. You did this in the Bible. I tried to see, but I cannot see anything. But when I saw it, nou dit is nou 'n paar jaar na dit. Ja. Maar jy ervaar geen vrees. Ek sien 'n gesig hier in die vloer. Ja. And I've seen it quite a few times. I've seen it. And different places also. Daar was 'n
genoem in die Bybel. Ek sal 'n bietjie gaan opsoek en naslaan weer. Waar die Israeliete moes daai geboue ook afbreek want dit was vol boosheid geweest. Sigbaar. Dit word genoem in die Bybel, daai ding in die fondasies van die huis. Dis wat hulle sê die woning. Dis nie wat hulle sê die woning. Valgeeste. Ja. Want Betty, wat hy ook hier dat by Tannie Gabrielle gebly het, agter die hostel. Ja. Becky het gesê daar's 'n swart ding binne in Tannie Gabrielle se huis. Ja, maar daai ding mense aanval goed, maar ek het twee keer daai huis opgepas. Die laaste keer te kyk oppas hoe dit moes. Die mense me aanval nie dood nou, want die mense het my aangeval. Ja. Hulle het die deur op die breek val, hulle my aan die huis om te uit die huis uit. Maar ek het daar geslaap en niks het my geplan nie. Ja, maar dit was so. Dit was nie net hulle het gesien dit is nie net wat sê ou Lukas wat dit gesien het nie. Ja, want dit het hom verskriklik geplaag. Toe kom hy mos nou maar ons toe met die Ja, Teresa, klein John Paul, Janie het dit beleef dat daai agterdeur van hulle so toeklap. Ja, dat hulle uit die huis uit hardloop en hulle die swart, die gesig, die ding gesien in die venster. Weet jy wat jare terug het ons in Stokenstroom gebly in Boksburg. Toe werk ek en JP vir hierdie karre, wat ons die karre en goeders mos so geskyk het. En hy het ander konvois na ander plek toe getrek en ek het toe ook van ver af gekom. Ek kan nie onthou nie, maar anyway, ek was voor hom by die huis en ek het gaan klaar kry alles en ek het gaan lê op die bank, want ek weet hy's nie ver nie, of hom in die sitkamer wag. Next moment hoor ek daar van die deur oop. En ek dink dit is JP. Ek maak my oop en ek sien die deur gaan oop. En ek beloof julle mense, die deur gaan oop, die voordeur, dit was ons soos 'n glas sulke deur, so met glas so in. En ek sien hierdie wit gedaan, swart gedaante, dit is soos 'n klou, maar jy kan nie die ding se voete sien nie. Jy sien dit, hy kom so in. Hy kom so, en daar kan ek nie praat nie. Ek kan nie praat nie, ek kan nie beweeg nie, en hy kom so, hy gaan sit so by my voete. En dis toe ek het al, voor dit het ek begin die Here soek, en geleer nogal baie by my pa, en ek sê vir hom, en ek bestraf hom, en ek kan nie praat nie, maar ek sê, ek kan dit onthou, ek sê vir hom, ek bestraf jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek glo in Jesus, seun wat deur die Maagd Maria gebore is, wat gesterf het aan die kruis, maar ek kan nie dit sê soos wat ek dit nou sê nie. En ek sê sê ek so al die tyd, en weg is daai ding. En 'n paar keer het hy in my bed ook aangekom, dat ek lam is, dat ek nie vir JP kan wakker kry nie, en ek probeer myself, ek kan nie vir JP wakker kry nie, en dis daar in Stokenstroom, hy het vir Kyla tussen my en hom uitgetrek, dat hy haar gryp vir Kyla, dis pylgeeste, dis wanneer daar goeders op jou gronde gebeur, kolery en plekkies skoon is, dis wanneer dit gebeur. Is dit nie poltergeist nie? Ja. Dit is goed wat onderste bo uitklop. Poltergeist. Yeah, that was the same like it was in by Lucas' house. It looks like a person, but it's got a black thing on, with a rope, a black cloak, and dit sweef. En die Here kan my hier wegslaan en my wegneem as ek lief vir julle. Hy sweef so. En hy kom en hy sit so op die bank. Want hy JP, ons sitkamers hier ingekom het, was aan die daar waar jy nog gebraai het
Ja. In die sitkamer. Daarso het hy kom sit en ek beloof julle en elke keer as hy na my toe gekom het en weet julle wat, nee, dit is omdat ek God gesoek het, maar hy was nog nie reg. Ek glo dit. Ek glo dis wat gebeur het. Pastoor Marie het 'n vraag gehad en dan jy ook. Ek het iemand mee gepraat gisteraand en gelos. En ek het gelê in my bed vir ure. Ek my radio aangehad, maar stukkies. En ek kom agter, die gees vat my terug na my jonge jare. Ek weet ek is net 'n mens, ek doen foute naggoeders. Maar ek het beleef, Yeshua is baie getrou. As jy getrou is, hoekom ek dit sê, Yeshua, ek weet nie, ek weet dit is Yeshua, wat my teruggevat het na my kinderlewe. En ek het van myself, ek praat dit van myself. Weet jy, ek wil net sê, dankie dat ek hier is, dat Yeshua my nog spaar. Weet, ek is so heimwee in myself, omdat God nog na my kyk. Amen. En nog ek weet, daar is vir jou, Marie. Ek weet, ek is 'n kind van God, ek weet. Amen. Ek besef dit. Ek neem dit nie ligtig op nou nie. Regtig mense, wat ek gisterand ervaar het, ekskuus maar ek moet dit vir julle deel, ek moet dit deel. Is my pa se pa, my oupa, die daardie van ons gebly. Ek en my oupa baie wat na mekaar band gehad. Toe hy nou begrawe is daai dag, het ek begin, okay, mens word hartseer na 'n begrafnis, of kyk as 'n begrafnis, ek nooit in 'n begrafnis nie, maar na dit. Maar ek het agtergekom, ek was alleen in 'n kamer gewees. Hier in Brakpan, nog steeds in Brakpan. Ek vergeet van my oupa se begrafnis is gegaan. God begin met my praat, met my lewe. Ek moet regmaak. Ek het 'n verskriklike, ek besef, as ek nie nou regmaak, gaan ek hel toe. Ek het besef, ek was baie jong geweest, verskriklik jong. Niemand het my gepla daai tyd, daai aand nie. Ek het in die middel van die grond op die vloer gesit. En ek het ek weet nie, ek sien nie iets hierso nie. Alles is donker in die kamer. Die deur was toe gewees, alles was donker. Daar's nie musiek in my kamer gewees, niks nie. Absoluut niks nie. En van 'n klein kolletjie het 'n vreeslike lig, verheerlike lig om my begin skyn. Reg rondom, en ek het my daar bekeer tot God. Hy was getrou gewees aan my. Ek was. Ek bedoel,
was vertrek my gewees. Hy het geweet ek soos 'n skape om sy wil te doen vandag. Ek het in my lewensjare baie keer was ek in kerke gewees. Ek was lief vir 'n kerk gewees. Ek het op die tradisie, soos daai kerk, daai tyd, ek was AGS gewees. Dit was wonderlik gewees. Maar ek het afgedwaal. Baie keer. Ek het afgedwaal. Maar ek het altyd Jesua in my gedagte gehou. Maar ek het afgedwaal. Ek het moeswillig sonde gedoen. Ek het baie ander dinge gedoen, ek gaan nie eers dit sê nie. Dis in die verlede. Dis begrawe, dis weg van my af. Wat ek agterkom gisteraand, die Here het my in oog gehad, heeltyd, tot nou toe vanaand toe nog, het die Here my nog lewend gehou. En ek weet, God is nog steeds getrou, wat ek moet doen vir die mense in Brakpan. Ek praat nie van die wêreld, ek is nie in die wêreld nie. Nee, ek is in Brakpan. Ek kom agter die tyd is nou soos in verskriklike naby. Ek weet, ek moet staande bly. Ek weet ek moet staande bly vir van mense wat na my opkyk, na my, ek weet dit. As dit nie Jesus se wil was nie, as ek nie hier nie. En regtig mense, dis nie ek nie. Vergeet ek. Vergeet van Marie. Ek is nie hier om die wil van Jesua te doen. Dis al wat ek wil doen. Ek weet ek het 'n stryd. Ek het 'n stryd in hierdie lewe om te stry. Dis nie maklik nie. Dit is regtig nie maklik nie. Dit is nie maklik nie. Maar ek mag nie, as ek val, moet ek opstaan in die naam van Jesua. En ek sal dit doen in die krag van Jesua. En ek sal dit doen tot eendag dit ons verheerlike liggaam by mekaar kom. Ons en Jesua. Gabriel? What I wanted to say was regarding the thing about seeing faces in walls and things. When I was in the hospital now the second time, the one time I looked at the floors. Now I know, it's like I know it's got this pattern thing going on, but I could see it looked like I could see faces, but like rather disturbing ones. You can literally see its faces, and even figures of bodies that like stand in such an upright position. And this is what got me. I told Auntie Penny of about a dream that I had while I was in the hospital, a very dark one, and I think it was in this dream where I was in the hospital. I was on the hospital bed, and then I moved forward to the foot end, and then I looked down in the corner, and then I see
like a dark shadow. But of course, it's not a shadow; it was an entity. And then all of a sudden, it felt like all gravity just pulled me down onto the ground. And then I got up, and then all of a sudden, I saw this shadow, this entity moving around in this walls. And then it started coming out in a shadowy form, but then it started coming out towards me, out from the wall. And then immediately I started praying in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Satan and your hosts be gone. And so I kept on doing until it left. It was completely gone. But what now I finally just realized, where I was pulled down to the ground, this is exactly where I was looking down at that floor of where I saw those faces and figures. And where I remember how Auntie Penny told me, like at hospitals where there's a lot of evil things. So it just shows. Personally, when I was younger, early teens, I had a few experiences, but after that, I would look at a thing and I would know that's out of place. But looking into the spirit realm just stopped happening. I don't know, I experience it now as watching a movie. Someone would tell me something and I'd be listening to them and I would be watching the movie this side and I would know, but you're lying here. That's been going on for the last about 15 years, a bit longer. I see faces in the walls 16, and 17 years. I do. I see faces in the Ja, walls. ek dink daai ding volg my nie meer nie, toe ek tot ware bekering ook gekom het, toe meer so groei het en alles. Het dit nie onthou, JP, ek het jou altyd vertel van die ding wat Ja. dit was weer. En jy het highlight you. So, dit is 'n werklikheid, dit is bose geeste. En dan daai goeders wat julle nie sien julle ook, onthou net een ding, die duiwel het baie spione, dankie. Hy het baie spione wat is baie. Daarom dit is altyd dis hoekom sê ek ja, nie net sommer praat wat jy wil praat en sê wat jy wil sê nie. Dit is belangrik, dis hoekom die Here ook sê, woorde dra krag. En al daai dinge. Pas op hoe julle bid, hoor. Ja. Ek hoor baie mense bid, hulle trek nou weer die wapenrusting aan. Waar, wanneer en hoekom het jy hom uitgetrek? Jy moet hom nooit uittrek nie. Daai is 'n ding wat jy van jou die dag wat jy bekeerd word, die dag wat jy wedergebore word. Neem jy hom op en jy lê hom neer as jy sak. As jy jou laaste asem uitblaas. Ek verstaan nie hoe mense somewhere moes jy hom uitgetrek het, as jy hom elke oggend aantrek. Nou was dit teetyd of lunchtyd of wanneer was dit geweest? When I had a shower. Kyk, die wapenrusting is in elk geval is 'n geestelike ding. Dit is 'n wandelwyse. So dis geestelik, dis 'n goeie. Maar dis jou wandel ook. Dis hoe jy leef. So, dis geestelik wat jy aantrek, maar dit is hoe jy jou lewe leef, is jou wapenrusting. Dit is nie, nou, ek imagine nou myself, nou trek ek jy helemaal, nee, Piet, jy moet daar volgens lewe. Daar is 'n trek om reg. Ja, dis snaaks. Opstaan trek ek weer aan. Ja, nee. People at Rata will get it. But I doubt. Some of them do.
Okay, you just keep on praying for them. Kan ons ja? Ja. Ja, jy almal klaar? Enigiets? Niks. Okay. Dankie Cathy.